Goeiemôre broers en susters en kinders. Net 'n paar afkondigings van die kerkraad se kant af. Ons wil vanoggend eerstens met leedwese bekend maak die afsterwe van Suster Amanda Botes se ma die afgelope Vrydag, en as 'n blyk van meelewing vra ek dat ons dan net 'n oomblik sal opstaan. Baie dankie. Ons wil dan ook vra dat as gemeente dat julle ook sal voorbidding doen ook vir die algemene synode wat hierdie week begin in Potchefstroom, en dit is ook waar Dominee Dirk en ouderling Piet van der Walt betrokke is, wat afgevaardig is, en dat ons hulle ook in ons gebede sal dra, dat die Here ook daai algemene synode sal seën, ook baie moeilike sake wat hanteer word, verstaan ek, dat dit ook tot opbou en uitbreiding van sy koninkryk sal wees. Die kollektes vanoggend is weer onder die erediens vir barmhartigheid, en by die deure sal dit wees vir die instandhouding van die erediens. Ons wil ook vanoggend vir Dominee Laurens Venter verwelkom hier in ons midde, wat die woordbediening sal hanteer. Dominee Laurens is van gemeente Centurion in Pretoria of Midrand, en ons bid hom ook die seën van die Here toe met die verkondiging. Baie dankie. Goeiemôre broers en susters en al ons kinders. Dit is wonderlik om u te groet in die begin van hierdie nuwe jaar in die naam van ons Here Jesus Christus. En ons bede is ook dat hierdie gemeente mag groei en mag wees 'n lig en 'n sout ook in hierdie gemeenskap, en ons hartlike groete van Centurion gemeente. Kom ons begin hierdie dag en hierdie jaar soos dit ook reg is in die naam van ons Here. En ons buig voor die Almagtige. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat getrou bly tot in ewigheid. Amen. Geliefdes van ons Here, genade, barmhartigheid en vrede van God, ons Vader, en die Here Jesus Christus, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here saam met Psalm 66, ons sing daarvan vers 1 en 7, en ons juig saam met die aarde, saam met die skepping, vir die heerlike reëns en vir die genade wat God gee, ook in hierdie tyd. Kom ons juig, dat die jubels mag opstyg tot eer van sy naam.
Ek sou graag wil dat ons die geloofsbelijdenis aan die hand van die belijdenis van Nicea vanmôre saam getuig. En ons doen dit dat die belijdenis reeds 1700 jaar oud is, soos u weet. Dit is die mees algemene belijdenis van die kerk. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En in een Here Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie. Een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons, mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal, en het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig, hy het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sonde. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. En vir ons kinders, daardie woorde wat ons nou bely het, dat die Heilige Gees deur die profete gespreek het, bedoel, dat dit nie die profete wat gepraat is en die Heilige Gees het gewerk het, dit bedoel, die Heilige Gees het gespreek en die profete het dit geopenbaar. En nou gaan ons saam lees van een van die profete, wat bekend staan as die grootste profeet. En weet jy, dit is nie die profeet wat hier praat nie, dis God self aan die woord. En nou kan jy dink, as daar soos in die tyd van Daniël, 'n vinger hier agter my teen die muur begin skryf en God se woord begin openbaar. Miskien sou u weghardloop. Dalk sal jy soos die koning wit word in jou aangesig en jou boeglam skrik. Maar dit is ook wat ons moet sien, wat die wet van die Here is. Maar julle kinders moet mooi luister hoe die wet van die Here begin, want dit is ook die boodskap van vanoggend. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag nie vir jou gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat in die hemel is of onder op die aarde is of wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of jou diensknegt of jou diensmaagd of die vreemdeling, die vee of die vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie. Jy mag nie valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy diensknegt, sy diensmaagd, sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Toe die hele volk die donderslag en die blitse en die geluid van die bassein en die rokende berg bemerk, het die volk dit gesien en gebewe en op 'n afstand bly staan. Hulle het vir Moses gesê, spreek u met ons, dat ons kan luister, maar laat God nie met ons spreek nie, want anders
sterf ons. Amen. Ons lees tot sover saam die woord van die Here, mag die Here se woord geseënd wees. Ons antwoord nou op hierdie woord met die sing van die bekende woorde van Psalm 25 en ons vra daarin: Here, leer U ons U regte weë. Kom ons bid nou om ons saam. Ons barmhartige troue God en ewige hemelse Vader, hoe heerlik as ons in hierdie dag, die dag van ons Here, 'n rusdag aan U mag wy. Nie net die dag is daar om U te gedenk nie, o Here, maar ook die begin van 'n nuwe jaar. Hoe wonderlik as ons by die draai van 'n seisoen ons harte op U kan rig. En vir 'n oomblik voel dit asof ons dit wat gebeur het in die vorige jaar kan agterlaat om nuut vooruit te kyk. Daar is by elkeen van ons in ons harte 'n verwagting, 'n koestering na dit wat in die toekoms vir ons voorlê. Vir hulle wat in hulle ouderdom is, vir hulle wat siek is, dra ons in besonder op, juis in hierdie jaar waar dit soms vir ons voel soos 'n berg wat ons nie kan oorsteek nie. En tog, o Here, is dit juis op daardie berg waar U aan U knegt die volle openbaring van U woord bekend maak. En so moet elkeen van ons daardie berg van die ewigheid nader. Vir sommige is dit ook hierdie week by 'n oop graf, daar waar U self U kinders kom haal. Here, mag dit wees dat ons nooit die dood sal vrees nie, maar dat ons juis in die oorwinning oor die dood bly mag wees, elke oomblik daardie tree op die berg met verwondering ons oog op Jesus Christus gefestig mag oploop. En dan verwonder ons onsself aan die heerlikheid waarin ons mag deel kry. Dat ons nie aan hierdie aarde en hierdie aardse dinge sal vasgryp asof ons dit nooit wil los nie, maar dat ons juis na U hemelse heerlikheid mag verlang. En vir hulle wat hier moet losmaak, wat moet groet en wat moet leef met die hartseer, wil U ook daarin, o Here, vertroos. Vertroos, maar nooit asof ons nie hoop het nie. Daardie hoop en die verwagting is ook dit waarna ons self verlang, om in U teenwoordigheid te mag kom. U Seun het beloof dat hy ons sal kom haal. En daarom is daar vir ons geen rede om hartseer te wees as hy gekom het nie. Nee, dit is met blydskap en met verwagting wat ons self daarna uitsien, dat U hulle sal vertroos in hulle lyding. Ons bid vir hulle wat ook ouers is, grootouers, wat huisgesinne moet versorg, maar daar is soveel uitdagings vir ons voorlê, besighede en werksomstandighede. Wil U met ieder en elk wees, met die vaders, met elke pa om 'n godvreesende man te wees, wat voor U troon staan om sy gesin te versorg
en hulle te mag lei in hierdie toekoms in. Vir elke moeder om by haar man te staan, om haar gesin te mag versorg. Vir elke moeder om na opgekyk te word, wat in liefde en deernis haar huisgesin in u woord begelei. Vir hulle huwelike, vir elke man en vrou wat in u getroud is, o Here. Wat u belofte so gou vergeet en wat daar die belofte aan mekaar soms so minag. Mag u nuwe krag en ywer en wysheid gee om daar die huweliksvlam van liefde weer aan die brand te steek waar dit besig is om flou te word. Geduld en deernis met mekaar. En dat ons mag sien dat u juis twee mense by mekaar gevoeg het en dat niemand dit mag skei nie. Ons bid ook vir ons kinders, vir die jong, nuwe studente wat dalk hulle huise moet verlaat, vir hulle wat moet werk soek, vir hulle wat 'n lewe moet begin met 'n lewensmaat, dat u ook hulle so sal lei, dat hulle nie opstandig sal wees nie, maar gewillig sal wees om te leer, nie bang sal wees nie, al is daar baie onsekerhede, dat hulle nie moedeloos sal word nie, al is daar eindig baie beproewinge. Ons dink ook aan ons hoërskoolkinders en ons laerskoolkinders, dalk vir hulle wat vir die eerste keer na die grootskool moet gaan. Ons bid u Vader vir u wysheid, dat u ook die ouers daarin mag lei om hulle kinders op te voed in die vrese van u naam. Dat elke kind in die opgewondenheid van 'n nuwe dag daarna mag uitsien om te leer, om ook u woord te kan leer ken. En vir ons kleuters, ons bid ook vir die babas en vir die ongebore babas, vir hulle wat 'n gesinnetjie wil begin of daar waar u verbondstrou soms in ons lewe ontbreek. Here, wil u tog u verbond in gedagte hou, dat u ook kinders mag gee as 'n gawe en 'n seën uit u hand. Ons bid al hierdie dinge en ons vertrou in die verwagting dat u vir ons 'n toekoms skep, 'n hoop, 'n verwagting van 'n nuwe lewe in Christus Jesus ons Here. Amen. Kom ons berei onsself voor vir die lees van die woord en ons gaan dit doen aan die hand van Psalm 81. Ons sing daarvan vers 1, 8, 11 en 13. Laat ons nou die Here wat sy volk verbly het, deur sy sterkte eer, want aan hom die groote God, wat weer feesgenot vir sy volk berei het, kan ons nie anders nie, as hom met blydskap om te eer. Vers 1, 8, 11 en 13, en daarna lees ons saam met die woord.
Ons gaan vanmôre saam lees uit die woord van die Here in Matteus hoofstuk 2. En julle kinders ken dit nou baie goed want julle het onlangs Kersfees gevier en ek is seker pappa en mamma het vir julle ook gelees oor die verhaal van Jesus se geboorte. En nou sal u onthou dat die geboorte van ons Here Jesus slegs by 2 van die evangelies vermeld word. 'n Baie kort oorsig in Matteus 1 en 2 en dan eintlik maar in Lukas waar die grootste gedeelte vir ons verhaal word. Markus begin sommer direk by Jesus se openbare optrede en Johannes het daar 'n besondere beskrywing van hoe Jesus by die Jordaanrivier gedoop word. Wat staan in Matteus 2? En nou moet julle kinders mooi luister of julle kan hoor of daar van die profete uit die Ou Testament aangehaal word. Nou broers en susters, as ek dalk net so 'n persoonlike nota hier kan byvoeg, 'n mens hoor baie keer mense sê ons lees net die Nuwe Testament, ons is nie besig met die Ou Testament nie. En miskien het u al so iemand by die werk teëgekom en dan ken hulle baie goeie versies om vreeslik aan te haal, maar as iemand so 'n stelling maak, dan het hulle nog nie die Nuwe Testament gelees nie. Want die hele Nuwe Testament is gebou op die Ou Testament. So jy moet kyk hoeveel aanhalings net in Matteus hoofstuk 2, net in een hoofstuk voorkom. En as u na Markus blaai, kan u kyk waar u begin in hoofstuk 1, hoe lank dit jou vat om by 'n profeet uit te kom. Dit is vir ons noodsaaklik om die profete te ken. Moet dit nie oorslaan nie. Ek gaan vir ons hierdie verhaal lees. Ons lees die hele hoofstuk en dan ook in een van die aanhalings uit Hosea hoofstuk 11. Toe Jesus in Bethlehem in Judea gebore is in die dae van koning Herodes, het daar wyse manne uit die ooste in Jerusalem aangekom en gesê: "Waar is die koning van die Jode wat gebore is? Want ons het sy ster in die ooste gesien en gekom om hom hulde te bewys." En toe die koning Herodes dit hoor, was hy ontsteld en die hele Jerusalem saam met hom. Hy het na die owerpriesters en die skrifgeleerdes van die volk bymekaar laat kom en by hulle navraag gedoen waar die Christus gebore sou word. Hulle het vir hom gesê: "Te Bethlehem in Judea, want so is daar deur die profeet geskrywe. En jy, Bethlehem, land van Juda, is volstrek nie die geringste onder die vorste van Juda nie, want uit jou sal 'n leidsman voortkom wat vir my volk Israel 'n herder sal wees." Toe het Herodes die wyse manne in die geheim geroep en hulle na die tyd van die ster se verskyning uitgevra. Hy het hulle na Bethlehem gestuur en gesê: "Gaan doen 'n keurige ondersoek na die kindjie en as julle hom vind, laat my weet sodat ek ook kan gaan om hom hulde te bewys." Nadat hulle die koning aangehoor het, het hulle vertrek. En kyk, die ster wat hulle in die ooste gesien het gaan voor hulle uit totdat hulle kom en bly staan bo oor die plek waar die kindjie was. En toe hulle die ster sien, het hulle met baie groot blydskap verheug. Hulle het in die huis ingegaan en die kindjie by Maria sy moeder gevind en neergeval en hom hulde bewys. Daarop maak hulle skatte oop en bring vir hom geskenke goud en wierook en mirre. En omdat hulle in 'n droom 'n goddelike waarskuwing ontvang het om nie na Herodes terug te keer nie, het hulle met 'n ander pad na hulle land teruggegaan. Toe hulle teruggegaan het, verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan Josef en sê: "Staan op, neem die kindjie en sy moeder en vlug na Egipte en bly daar totdat ek jou sal sê, want Herodes gaan die kindjie soek om hom dood te maak." Hy het opgestaan, die kindjie en sy moeder in die nag geneem en na Egipte vertrek. En hy was daar tot die dood van Herodes, sodat die woord vervul sou word wat die Here gespreek het deur die profeet: "Uit Egipte het ek my seun geroep." Toe Herodes sien dat hy deur die wyse manne mislei was, het hy baie woedend geword en gestuur en in Bethlehem en al die omstreke daarvan al die seentjies van 2 jaar en daaronder laat ombring. Met ander woorde, hy het hulle doodgemaak ooreenkomstig die tyd wat hy van die wyse manne uitgevra het. Toe is vervul wat deur Jeremia die profeet gespreek is toe hy gesê het: "'n stem is in Rama gehoor, rouklag en geween en groot gekerm. Rachel beween haar kinders en wil nie vertroos word nie, omdat hulle nie meer daar is nie." Na die dood van Herodes het daar 'n engel van die Here in 'n droom aan Josef in Egipte verskyn en gesê: "Staan op, neem die kindjie en sy moeder en gaan na die land van Israel
want hulle is dood wat die lewe van die kindjie gesoek het. Hy het opgestaan, die kindjie en sy moeder geneem en in die land van Israel gekom, maar toe hy hoor dat Archelaus oor Judea koning was in die plek van sy vader Herodes, was hy bevrees om daarheen te gaan en hy het 'n goddelike waarskuwing in 'n droom ontvang en na die streke van Galilea teruggekeer. Hy het gaan woon in die stad met die naam van Nasaret sodat vervul sou word wat deur die profete gespreek is dat hy Nasareëner genoem sou word. Ons lees tot sover saam, mag die woord van die Here geseënd wees. Ons lees ook hiermee saam die aanhaling. Nou daar's 4 aanhalings as u mooi sou oplet. Maar hulle is nie in kronologiese volgorde nie. So ons gaan net vanmôre by die tweede een wat eintlik die laaste ene is, stil staan. Uit Egipte het ek my seun geroep. Nou waar staan dit? In Hosea in hoofstuk 11. Nou Hosea was 'n profeet wat in die tyd van Jesaja geleef het, omtrent 700 jaar voor die koms van Christus. En jy is welkom om daardie boek te lees. Vir my is dit een van die moeilikste boeke in die hele Bybel, omdat dit so onseker is presies wat moet gebeur. So ek sal vir u my persoonlike oortuiging gee dat Hosea moes met 'n prostituut trou, maar hy het nie met haar as vrou saamgeleef soos op die gewone gang van sake nie. Sy het op haar gewone gang van sake geleef. En dan word sy swanger en dan noem hy die kinders name. So dit is haar kinders wat sy buiteegtelik verwek wat vernoem moet word, of dit is die gewone huwelik waarin Hosea is wie se kinders gebore word. So dit verwarre mense so 'n bietjie, maar uit die aard van die saak blyk dit dat dit eintlik haar kinders is buiteegtelik verwek, want sy moes saam met Hosea leef, maar sy het nie met hom intiem verkeer nie. En dan moet hy die kinders name gee. Gruwelike name. Nie meer my volk nie, sonder ontferming. Julle behoort nie meer aan my nie. Dis wat die name is wat hy moet gee. In hoofstuk 11 staan daar dan, ten spyte, so dis 'n simbool dat Israel soos 'n prostituut optree in haar geloof. Met ander woorde, sy horeer met die Baals en die Astartes, maar sy sê sy's getroud met die Here. Dis maar min of meer soos u en my lewe ook. Ons wy ons toe aan die Here, maar daar's soveel dinge wat ons aandag aftrek dat ons nie aan die Here al die eer gee nie. En dan in hoofstuk 11 staan daar, toe Israel 'n kind was, het ek hom lief gehad en uit Egipte het ek my seun geroep. Hoe meer die profete hulle geroep het, des te meer het hulle van hulle af weggeloop. Hulle het aan die Baals geoffer en die gesneede beelde laat rook opgaan. En ek self het Efraim leer loop. Hy het hulle op sy arms geneem, maar hulle het nie erken dat ek hulle genees het nie. Met mensebande, met koorde van liefde het ek hulle getrek. Ek was vir hulle soos die wat die juk van hulle kakebeen af opgelig het. Ek het my na hom neergebuig. Ek het hom voedsel gegee. Hy sal na Egipte nie terugkeer nie, maar Assur, die sal sy koning wees, omdat hulle geweier het om hulle te bekeer. En die swaard sal geswaai word in die stede en sy grendels vernietig en verteer weens hulle planne, want my volk dwing om van my afvallig te word. En as die profete hom roep na bo, rig hy hom glad nie op nie. Hoe kan ek jou oorgee, o Efraim? Jou prys gee, o Israel? Hoe kan ek jou maak soos Atma en jou gelykstel soos Seboim? My hart is omgekeer in my, tegelykertyd is my medelee opgewek. Ek sal my toorngloed nie laat geld nie. Ek sal Efraim nie weer ten gronde rig nie, want ek is God en nie 'n mens nie, die heilige in jou midde. En ek sal nie kom in grimmigheid nie. Hulle sal agter die Here aantrek. Hy sal brul soos 'n leeu, want hy sal brul en die kinders sal sidderende van die seekant af aankom. Hulle sal sidderende aankom soos 'n voeltjie uit Egipte, soos 'n duif uit die land Assur, en ek sal hulle laat woon in hulle huise, spreek die Here. U kan dus hoor daardie duidelike woorde uit Egipte het ek my seun geroep. Broers en susters, vriende, familie, besonder ons kinders, om 'n nuwe dag te begin is altyd goed. Die genade van die Here is elke môre nuut. Maar tog is daar iets meer, nie net om 'n dag te begin nie, maar ook om 'n nuwe jaar te begin. Daar's iets wonderlik aan die begin van 'n seisoen. Dat mense sê, hier begin 'n nuwe jaar, 'n nuwe skooljaar. Ek kan terugkyk na al die foute wat ek in die verlede gemaak het en sê, dit is nou verby en nou kry ek 'n nuwe skoon blaadjie.
Want daar's ook sekere dinge wat in 'n mens se lewe gebeur, wat nooit weer sal anders wees nie. 'n Geliefde wat jy nooit weer sal sien nie. Vriende wat verhuis, verhoudinge wat verbrokkel, geleenthede wat verspeel is. Maar wanneer ons so by die draai van die seisoen kom, wanneer daar 'n nuwe jaar aanbreek, dan help dit nie mens kyk terug en jy verwyd jouself oor alles wat verby is nie. Jy moet eintlik vorentoe kyk en sê, ek kan die dinge van gister nie verander nie, maar ek kan môre verander. Ek moet leer uit die foute van die jaar wat verby is. Ek moet my strek na 'n nuwe môre. En dan is daar vir ons 'n soete verwagting en 'n vooruitsig van die koms van die seun van die mens. Maar kan nie dink, geliefdes, kan nie dink hoe wonderlik dit moet wees as jy 'n nuwe jaar begin en die seisoen word verander op grond van God se verlossingswerk. In ons gewone taal sou ons kon sê, kan nie dink die 16de Desember is die kalender, begin van 'n nuwe kalenderjaar vir die Afrikaner. Kan nie dink dat daar 'n ingryping van God was om 'n volk te red en op grond van daardie verlossing van die Here begin 'n nuwe jaar. Maar dit is presies wat gebeur. Ek is die Here julle God wat julle uit Egipte, uit die plek van slawerny gered het. Het jy geweet, dit is juis daardie verlossing van die Here wat bepaal dat 'n nuwe jaar aanbreek. Die redding van die Here van sy volk uit Egipte is die begin van 'n nuwe jaar vir die kinders van die Here. Nou die rede hoekom Paasfees elke jaar op 'n ander tyd is omdat hulle 'n maankalender volg en ons die sonkalender. Julle kinders kan 'n bietjie gaan navorsing doen daaroor. En dan val die tyd in 'n ander gleuf. Maar die hele kalender van Israel word bepaal volgens die seisoene en volgens die feeste en volgens die verlossing van die Here. Dis merkwaardig. Die Here het sy volk gered en dit is die begin van 'n nuwe jaar, 'n begin van 'n nuwe lewe. Daarom lees ons ook hierdie woorde gereeld. Die Here het sy volk uit Egipte geroep. Hy het hulle uit die slawehuis Egipte gelei. En hieruit leer ons 'n paar belangrike dinge. Ons leer onder andere dat God se verlossing sy gebooie voorafgaan. Die Here red jou eers en dan sê hy vir jou hoe jy moet lewe. Ons leer ook dat hy 'n God van liefde is. Hy is 'n God wat sy kinders vrymaak omdat hy hulle liefhet. Hy wil nie hê hulle moet slawe in Egipte wees nie. Maar ons leer ook dat God sy kinders presies leer en verduidelik hoe hulle in liefde teenoor hom moet lewe. So as ons na die wet van die Here verwys, ons Here Jesus sê dit, dan word die wet saamgevat in 2 gebooie, naamlik jy moet die Here jou God lief hê en jy moet jou naaste soos jouself lief hê. Met ander woorde, die wet is die simbool van God se liefde. En nou leer ons ook ons kinders om binne hierdie raamwerk te leef. En nou moet ons kinders ook leer om te sê, onthou daar's 3 soorte wette. Daar is die wet wat ons van die land het, met ander woorde, jy mag nie iemand doodmaak nie. Jy het spoedgrense en so meer. Dit is 'n gewone landswet of 'n burgerlike wet. En dan is daar ook sedewette, met ander woorde om goeie sedes te hê, met ander woorde om te weet wat is goed en sleg in die lewe om te leef teenoor ander mense. Met ander woorde, jy kan nie kaalbas in die straat rondloop nie, daar's sekere wette wat jou verbied om dit te doen. Dit bedoel goeie sedes, goeie maniere, die sedewet. Maar dan is daar ook 'n seremoniële wet. Met ander woorde, die seremonies en die dienste wat ons in die kerk gebruik en die manier hoe ons God aanbid. In die Ou Testament was dit bewyse van die offerdiens. Hulle moes 'n dier doodmaak en die bloed neem. Nou daardie wet, sê die Here, is afgeskaf. Maar die sedewet, dit wat beteken wanneer 'n mens goed teenoor ander mense moet optree, dat jy nie iemand mag doodmaak nie en dat jy nie iemand moet sleg sê nie en so meer. Dit is die 10 gebooie. Aan die ander woorde, daardie wet is nie weggevat nie, hy is
vol gemaak. Hy het die volle betekenis gekry. So wanneer God dan bedoel dat ons die wet vervul, dan bedoel dit dat ons die wet uitvoer soos God dit van jou en my vra. Nie dwang nie, maar in liefde. Nou dink net so daaroor, kinders. As julle nou lekker Kersfees ete gehad het, en almal is nou 'n bietjie moeg, en jy spring op en sê, ek wil die skottelgoed gaan was. En ek is seker al die kinders het dit gedoen. Dan doen jy dit uit liefde. Maar wat het eintlik gebeur? Mamma het gesê, kinders, gaan julle help met die skottelgoed, dan ewe skielik kry jy pyn op jou maag en sê, jy is net dus kan nie dood, jy gaan dalk moet hospitaal toe gaan. Want jy wil dit nie eintlik doen nie. Jy sien, daar is 'n deel van ons wat eintlik weghunker van dit wat ons graag wil hê moet gebeur, maar wat ons nie self bereid is om te doen nie. En die wet lê so 'n verwagting op jou en my. Nie van wat jy wil doen nie, maar wat God wil hê jy moet doen. Nou dink u, 'n mens gaan dit van self doen? Dink jy daar is dieselfde liefde wanneer God goeie en groot werke in jou lewe doen, dat jy opspring en sê, ek gaan van self 'n dubbele dankoffer hierdie maand gee uit dank vir God. Ek gaan self my diensbaarheid by die kerk verdubbel. Ek gaan my besighede afskaf sodat ek meer diensbaar kan wees in die koninkryk van God. O nee, broers en susters. Alles behalwe. En as ons self nie daardie voorbeeld stel nie, hoe kan ons verwag dat ons kinders sal opstaan om dit te wil doen? Wat beteken dit dat die Here sy seun uit Egipte roep? Matteus 2 het nie minder nie as 4 aanhalings uit die Ou Testament. Matteus 2 is inderwaarheid 'n beskrywing, wel as 'n mens Matteus 1 van, dan is dit net name uit die Ou Testament uit. En dan die belofte aan Maria en Josef deur 'n engel, en dan kom jy in hoofstuk 2 en dan is dit die verklaring van verskillende tekste uit die Ou Testament uit. Matteus 1 en 2 is net die Ou Testament. 4 aanhalings. Dit begin wanneer daar die wyse manne, wat ons kinders so goed ken, daar uit die ooste kom. En dan roep Farao al die geleerdes en hy sê vir hulle, sê vir ons, waar sal die Messias gebore word? En julle kinders ken dit so goed, in die huis van brood, Bethlehem in Bethlehem. En dan haal hulle die teksgedeelte aan uit Micha. En nou lees ons verder. Daardie manne het deur 'n goddelike waarskuwing nie teruggekeer nie. Maar ons lees ook dat Jesus en sy pa en sy ma ook nie saam met hulle gegaan het nie. Die Here stuur weer 'n goddelike waarskuwing dat Josef sy vrou en sy seentjie moet neem en na Egipte moet vlug. En nou wil ek vanmôre vir u vra, broer en suster, hoe was u Kersfees? Was dit 'n feestelike tyd? Lekker saam met die familie gekuier, dalk vriende, heerlik geëet. Weet jy wat het gebeur na die eerste Kersfees? In daardie gebied in Bethlehem? Jesus het gevlug vir sy lewe. En dan as die farao agterkom dat hulle nie terugkom nie, dan maak hy seker, doodseker, dat in daardie gebied enige kind onder die ouderdom van 2 uitgewis word, wat 'n seentjie is. Kan jy dink hoe lyk so 'n Kersfees? En ek wil hê jy moet dit in die gedagtes bedink vir 'n oomblik, want die pappas en die mammas het nie met hulle 2-jariges daar aangekom en gesê, hier Farao, vat my kindjie en maak hom dood nie. Weet jy hoe lyk dit as soldate jou huis binnestorm en met geweld jou kind van jou af skeur? En dan op 'n klip hier voor jou sy kop in 1000 stukke slaan. Dis wat gebeur het. Dis Kersfees van die Bybel. Dis 'n ander idee as wat u en ek dink, dat dit net lofsange en engele is wat sing.
Nee, hier's 'n gruwelike ding wat gebeur, sodat die woorde van Jeremia, daardie man wat so diep diep geraak was en bewoe was oor die ingryping van sy eie mense in sy tyd, dat hy gesê het, daar sal 'n gehuil wees in Rama. En die moeder sal sê, los my uit, niemand moet my troos nie, want ek gaan my kinders nooit weer sien. Daardie kinders moes 'n prys betaal vir die geboorte van die seun van die mens. Klein kindertjies wat gesterf het, omdat die verlosser gebore is. Dis aangrypend, broer en suster. Maar dit is juist daardie seun van God, hy wat die Nasareëner genoem sal word. Jy weet, Nazareth beteken eintlik olyftakkie. En dit is 'n aanhaling uit, ons weet nie waar nie. Die naaste wat ons het is Jesaja hoofstuk 11. Want 'n olyftakkie is 'n baie besondere geskenk van God. Het julle kinders geweet, in 'n olyfboom aan die onderkant waar die wortels opgroei, kom daar soms 'n uitspruitsel en dit is 'n Nazareth. Want uit daardie uitspruitsel kan daar weer 'n nuwe boom groei. En nou ken ons die geskiedenis en die betekenis van 'n olyfboom. Dit wat olie gee, dit wat die werking van die Heilige Gees simboliseer. Jesus sal die Nasareëner genoem word, want hy is die ware olyftakkie. Uit hom kom die seën van die Heilige Gees na jou en my voort. Maar om Nasareëner genoem te word is nie 'n gunstige beskrywing nie. Kan jy onthou dat daar gesê was, kan daar uit Nasaret iets goed kom? Nasaret, Galilea van die heidene. Dis 'n plek waar die ongelowiges oorgeneem het. En uit daardie ongelowige wêreld kom daar 'n olyftakkie, die seun van God. Maar daar staan ook hierdie woorde: hy sal sy seun uit Egipte roep. Die Nasareëner, die een waaroor die moeders getreur het in Rama, die een wat in Bethlehem gebore is, soos die profete geprofeteer het, sal ook die seun wees wat hy uit Egipte roep. Maar nou weet ons, broer en suster, dis nie net vir Jesus wat die Here uit Egipte roep nie, dit is sy volk. En ons lees dit elke Sondag saam, ons het nou weer gehoor, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte geroep het. Ek het jou uit Egipte nie net geroep nie, ek het jou gevat, ek het jou vrygemaak, ek het jou verlos. Egipte is 'n simbool van slawerny en onderdrukking. Dis eintlik 'n simbool van die sonde, soos Babylon. Egipte is daar waar jy oorweldig word, sodat jy eintlik in jou gemak sterf. Die vleispotte van Egipte. Ons wil teruggaan soontoe, Here. Ons wil nie vry wees nie. Ons wil nie hê U moet ons deur die woestyn lei nie. Dis te moeilik en te swaar. Ons wil teruggaan. En nou het ons in Psalm 81 gelees en gesing van hierdie sonde wat in die volk geleef het. Hulle wil altyd teruggaan Egipte toe. Maar weet jy, dit is 'n simbool van U en my natuur. Ons menslike geaardheid is altyd om terug te gaan Egipte toe. As ons 'n keuse het, leef ons in die sonde. Jy sien, die onnatuurlike ding om te doen, is om jou sonde te staan, daarteen te stry, om te bely, Here, ek is 'n sondige mens wat nie uit myself kan bestaan nie. Dit is die vreemde. Dat jy nie net doen wat jou hart begeer nie. Dat jy nie net 'n slaaf word van jou begeertes nie. Uit Egipte het die Here sy seun geroep. Dit is die woorde van Hosea. Hosea wat 'n simbool is van wêreldse plesier. Hy het geleef in die tyd van die konings
Josia, Jotam, Agas en Hiskia van Juda en Jerobeam, daardie goddelose Jerobeam van Israel. En dan sê die Here, ek ontferm my oor Efraim, maar julle wil nie ontferming hê nie. Julle wil nie vrygemaak word van Egipte nie. En Josia se lewe word dan 'n aanklag teen die volk. Hy moet met 'n prostituut trou, Gomer. En die kinders wat gebore is, se name moet wees Jesreel, omdat die Here teen Jesreel gaan optree. Lo-Ruhamma, met ander woorde, sonder ontferming, omdat die Here hom nie meer wil ontferm oor sy volk nie. En dan ook Lo-Ammi, nie meer my volk nie. Die Here sê, Juda is nie meer sy volk nie. Dis 'n geweldige aanklag, broer en suster. En uit hierdie aanklag van Hosea se lewe, sê hy, uit Egipte het ek my seun geroep. Met koorde, met mensebande het ek haar getrek, ek het haar vasgemaak en ek het haar uitgelei, met liefde het ek haar uitgetrek uit die modderige sluik waarin sy was. Soos daardie verlore seun wat in die varkhok vasgevang is. Het hy 'n koord van liefde om daardie verlore seuns en dogters vasgemaak en hulle uit daai modderige sluik uitgetrek en daar skoon gewas en in 'n koninklike paleis gesit. En weet jy waarin het daardie seuns en dogters teruggegaan? Binne in daardie varkhok in. Met hulle pragtige koninklike klere. Maar is dit nie maar met een my lewe net so nie? Is dit nie in ons huwelike waarin ons so hard werk, dat jy soms so ver wyk van dit wat God van jou en my vra? Woorde van seën en vreugde, opbouende woorde, woorde wat genade gee, maar allermins op ons lippe. Nee, daar is woorde van oordeel en van vloek. En net wanneer 'n mens se huwelik weer opgebou word, dan sleep jy dit weer terug in die modderige sluik van Egipte. In ons verhoudinge, in ons werksomstandighede, in ons toewyding aan die Here. Dink net hoe lanklaas jou verhouding met die Here gevoel het, asof jy op 'n hoë berg staan met die uitsig van die wêreld aan jou voete om te sê, daar is niks vir my onmoontlik nie, want met my God spring ek oor 'n muur en ek span 'n koperboog. O nee, broer en suster, vir ons voel dit altyd of ons onder in die dal is en ons sien geen hoop of geen uitsig nie. En dan beproef die Here ons en dan voel dit vir ons so swaar en sê, hoe durf die Here hierdie dinge oor my pad bring? En so word ons aanklag, net soos die in die tyd van Hosea, om te sê, ons wil teruggaan na die vleispotte van die sonde. Los ons, Here, toe ons nog boos en verkeerd geleef het dit goed gegaan en nou verwag U 'n heilige lewe en dit is swaar en moeilik en dit loop altyd uit op die rotse. En tog, broer en suster, moes die seun van God uit Egipte geroep word. Egipte, daardie plek waar Abraham 'n tyd lank deurgebring het, sy seun Isak ook was, waarin Josef en sy broers uiteindelik ontmoet het, waar hy verkoop was, waar Jakob en sy hele familie uitkoms gevind het in 'n tyd van nood. Maar daar dieselfde Egipte het 'n struik geword. Die Egipte wat Jakob se lewe gered het van hongersnood, is die Egipte wat uiteindelik sy volk verstrik in slawebande. En dan is dit juis die moordlustige Farao, die koning van Egipte, wat die seentjies vermoor. Voer hulle vir die krokodille. Nou kan jy dit dink, broer en suster, as daar 'n wet afgekondig is hier in die Laagveld, dat al die kindertjies onder 2 jaar, die seentjies, in die krokodilrivier gegooi word. Dink jy dit self vir 'n oomblik in? Klink bietjie absurd, nê? Nee. Dis wat hier staan. Het jy al gesien hoe lyk dit as jy 'n klein 2-jarige wat aan sy ma vasklou vat en in die rivier gooi? Sien hoe lê die krokodille hier voor, vreet die kinders op. Dis 'n verskrikking. Dis die beeld wat die Here by ons inprent in hierdie woorde.
Uit Egipte het ek my seun geroep. En uit daardie verskrikking het die Here Moses gestuur en sy volk bevry. Hy het hulle gered en hy het hulle deur die woestyn gebring en dit was nie 'n maklike pad nie. Maar die volk wil altyd teruggaan. Hulle het gesê, ons sterf eerder met ons kindertjies in Egipte voordat ons deur hierdie moeilike woestynreis gaan om uiteindelik vry te wees om God alleen te aanbid. Jy sien, die prys om vry te wees is nie goedkoop nie. Daarvoor moes die Here sy volk uit Egipte bevry. Nee, baie meer as dit. Om mense te red, broer en suster, daarvoor moes die Seun van God self na Egipte gaan. Hy wat gebore is as 'n mens in hierdie stikkende wêreld, moes nog met sy geboorte sien hoe mense lewens verlore gaan deur die mensemoordenaar sodat hy mense kan red soos ek en jy. En dan moet hy na Egipte gaan. Egipte word vir hom 'n verlossing. Dit is die plek waar hy veilig is. Maar dit is juis daardie Egipte wat die volk en jou en my hart in die sonde so maklik verstrik, waardeur die Seun van God self geroep word uit Egipte. Die simbool van sonde, van verleiding. Met koorde van liefde en ontferming het die Here sy kinders in Egipte nie vergeet nie. En miskien kan jou lewe getuig van daardie selfde liefdesbande wat die Here aan jou bewys het. Dalk kan jy onthou toe jy self in die sonde verstrengel was en vir 'n oomblik gevoel het hoe jy wegsink in die golwe van jou eie plesier in die dood. Dat daardie reddingsboei, daardie bande van liefde na jou uitgewerp word, waarin jy kon vashou, Jesus Christus, die Seun van God, wat jou uit hierdie krokodilwaters gered het van die dood. Maar jy weet, dit is so maklik. Dit is so maklik vir u wat in hierdie wêreld leef om gemaklik te raak met gevaarlike goed. Jy weet, die slange hier is giftig. Maar jy is so bekend daarmee, die agterdeur staan maar gereeld oop. En jy weet, as jy in sekere plekke ingaan, moet jy versigtig wees, maar jy is al so gewoond daaraan, jy is so bekend, jy vergeet eintlik van die gevaar. En dit is wat die sonde doen. Dis die simbool hier, wat u en ek moet onthou. Moenie kaalvoet in die wildtuin inloop nie. Jy mag dalk braaf en wys wees in jou eie oë. Jy mag dalk goed genoeg wees om 'n dag of 2 te oorleef, maar uiteindelik gaan dit terugkom na jou toe. Dis die beeld, broer en suster, wat die Here vir ons wil gee, dat hy ons uit Egipte roep. Dat hy sy seun moes stuur in hierdie wêreld om hom uit Egipte te roep, sodat hy vir u en my die weg van die sonde en van die verskrikking kan heenwys na die stad van God, na die beloofde land, na daar waar God se beloftes en sy verbond ewig bly staan. Vir God om sy seun uit Egipte te roep, moes hy sy lewe gee. Hy moes alles prysgee, hy moes sy lewe offer. Kan jy dink wat dit is om jou eie seun in hierdie wêreld te stuur vir ander se sonde? Vir hulle wat hardvogtig en hardkoppig is, wat die sonde nie wil agterlaat nie, wat sê, ek is maar so gemaak en so laat staan, niemand sal vir my sê wat reg of verkeerd is nie. Nee, daarom moes Josef met daardie kindjie en sy moeder na Egipte, sodat hy vir ons 'n weg kan baan uit ons eie sonde. Daarvoor moes die hemelse Vader voorsien in die besoek van die wyse manne, sodat hulle geskenke, hulle goud en hulle oorvloed kon bring as 'n gawe, sodat die werk van die koninkryk kan voortgaan. So het hy beskik, selfs in die dood en die verskrikking van kinders wat hulle lewe verloor. Want die seun van God moes na Egipte, sodat God sy seun uit Egipte kon roep. Sodat hy uit die Egipte die ware Exodus vir u en my kan volbring. Sodat daar uit die slawerny van die sonde vir u en my 'n uittog kan wees. 'n weg, 'n pad uit die dood. Daardie pad loop deur die dood.
En die eksodus van U in my lewe, dit begin wanneer God ingryp. Wanneer ek ophou om teen ons hemelse Vader te skop en teen die prikkels te staan om te sê, Here, hier is ek, gewillig in U hande. U maak my alleen vry, ek kan dit nie self doen nie. Sien, in Christus word ons waarlik vrygemaak, ons word volkome vry. Nie los van die wet nie, maar juis om die wet te vervul in liefde. Net soos Israel van ouds, kom Christus nie net as 'n bevryder nie. Hy kom nie net om vir ons te sê, uit Egipte moet ons wegkom nie. Hy sê, nou gaan ek jou gebruik in die beloofde land. Ek gee vir jou 'n plek en 'n doel. Moenie net roem op U verlossing om te sê, ek is vrygemaak nie, maar U stryd is nog nie verby nie. Nee, U moet vrygemaak word en nog vrygemaak. Jy sien, die Here sal U ook red van toekomstige beproewing en hy red jou nou in jou moeilike omstandighede. Maar dit moet 'n mens doen in die vreugde en die verlossing wat hy reeds gebring het. Leef dan in die oorwinning wat hy behaal het. Leef in die vryheid wat hy vir U gegee het. Leef in die liefdesgemeenskap met die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Leer U kinders. Leer hulle om daardie opgewondenheid te beleef, wat dit is om 'n verlosser te ken. Hoe lyk jou voorneme vir hierdie jaar, broer en suster? Kyk, 'n nuwe jaar het aangebreek, 'n nuwe dag het gekom. Wat is U vooruitsig? Moenie net terugkyk en sê wat was is nou verby nie. Maar leer daaruit. Neem wat goed is en sê, kyk hoe die Here my deur al hierdie dinge gedra het, hoe ek my pelgrimstog deur die woestyn, deur die eksodus van hierdie lewe met 'n heerlike eindpunt voor my mag stap. Ek moenie net vlug vir Egipte nie, nee. Ek moenie net weghardloop van wat sleg is nie. Ek moet my positief instel na wat goed is. Die verwagting van môre. Die seun van God wat op die wolke staan en klop en wag om in te kom, om by U te wees. Om te leef in daardie vryheid. Onthou, geliefde broer en suster, uit Egipte het die Here sy seun geroep. Uit Egipte roep hy U en my. En as hy jou geroep het, sal hy jou nie halfpad los nie. Hy wek jou op. Hy dra jou met koorde van liefde, sodat jy uiteindelik mag wees kosbaar in sy oog. En dan kan ek die nuwe dag en die nuwe jaar en die res van my lewe met opgewondenheid vooruitkyk en sê, waarlik, die Here is by my. Die Seun van God is my verlosser. En hom sal ek dien met 'n volkome hart. En dit doen ons om Christus wil. Amen. Kom ons dank saam. Ons Here en Hemelse Vader, ons dankie dat ons hierdie môre tot U mag kom waar U ons vrygemaak het. 'n Nuwe dag gegee het, nuwe hoop skenk in die verwagting van die toekoms en van die vreugde wat U bewerk van die ewige hemelse heerlikheid. Ons dankie Vader, ook dat ons deel van U kerk mag wees. Maar dat ons soms so hardkoppig en ontrou is. Dat ons maar soos in die tyd van Hosea afgoderry pleeg, terwyl ons in 'n huwelik is met U. Dat ons U bruid is, maar dat ons soos daardie prostituutvrou van U optree. Wil U tog gee dat ons daardie vreugde mag beleef om U bruid te wees, om heilig vir U te wees, om 'n nuwe dag te aanskou wat U vir ons nuut maak, om daardie koorde van liefde waardeur U ons vrygemaak het weer in herinnering te bring, dat ons 'n vlam van die liefde weer in ons harte mag ervaar, dat ons opgewonde mag wees om te deel en met ander te deel wat U self aan ons gedoen het. Ons dra ook die synode en die synodegangers aan U op, waar daar baie onenigheid is en onsekerheid is. Wil U daardeur deur U Gees wysheid en insig gee en eenheid en eensgesindheid wek, o Here. Mag U vir U ook hier 'n ware kerk versamel wat U liefhet as bruid, wat haar waarde gedra en die skoonheid wat U vir haar gee deur haar te was in die bloed van U Seun.
Bid U ook vir die dienaars in U gemeente, die geroepe heiliges, vir elkeen wat geroep is in die ampt van die geloof, ook vir die jong mense wat gereed is om hulle self voor te berei. Mag U gee dat hulle ook heilig vir U mag lewe. Ons dra in besonder ook die diakens en die ouderlinge aan U op, dat hulle moedig ook hulle taak mag volbring, dat dit vir hulle vreugde mag wees. En besonder ook die bedienaar van die woord, dat U met hom en sy gesin mag wees, dat U hom ook sal onderskraag en sal lei. En wil U, o Here, op die regte tyd ook voorsien, dat daar bedienaars mag wees hier, wat die gemeente in U woord mag onderrig, in die waarheid van U liefde. En dat hier ook 'n gemeente mag wees van ons Here Jesus Christus, wat hom waarlik liefhet. Ons bid dit om Christus ontwil. Amen. Daar's nou geleentheid vir U gawe van dank, sodat U net soos die wyse manne van ouds U goud en wierook en mirre aan ons koning mag opdra. Ons sluit af met hierdie woorde van Psalm 126. Dit is 'n pelgrimslied. Hoor net hoe aangrypend dit sê: toe God uit smaad en slawerny ons uit gevangenskap wou lei, was dit vir ons wat beklemd was deur vrees, soos 'n blye droom gewees. Was asof hulle sê, is dit waar dat hierdie dinge met ons kan gebeur? Dat die Here ons red. Daar's 'n oulike Afrikaanse woord wat my altyd bybly, en dis mesmerize. Ons moet gemesmerize word deur die Here se verlossing. Kom ons sing daarvan, dat die Here ons met blydskap red. Geliefdes van ons Here, mag U ook in hierdie dag, in hierdie jaar,
wenend soms onder moeilike omstandighede vashou in die beloftes van God, aan sy verbond, en sien hoe die Here ook soos 'n korrel nuwe lewe in u wek, en u laat groei tot die palmbome, wat hoog en rustig en welig in sy skadu mag wees. Die Here sal u seën en u behoed. Die Here sal sy aangesig oor u laat skyn en u genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor u verhef en aan u sy vrede gee.